Goeiedag en welkom. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Kan jy daardie oggendure van die derde dag van Jesus se volgelinge indink? Kan jy die oomblikke voor die nuus en die reaksies en gebeurtenisse na die nuus van Jesus se opstanding insien? Lees saam met my. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het die Seun van die Mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Dis nie vreemd dat die vroue by die graf vir Jesus gaan soek nie. Dis mooi. Dis reg. Hulle maak moeite met hulle geliefde Jesus. Dit is waar hy moes wees as hy steeds dood was en hulle verlang. Ken jy die leegheid van 'n geliefde aan die dood afstaan? Het jy al daardie sielsmoegheid en hartseer beleef? So kan jy dan indink hoe hulle gevoel het, terwyl ons onthou dat hulle gedink het dat Jesus meer as mens is, dat hy hulle redder en Messias ook is. Wat moes hulle nou dink? Is dit wat hulle geglo het steeds waar? Is hulle nou alleen? Hulle hartswonde is rou. Hulle onsekerheid en vrees lê sekerlik baie vlak. En tog waag hulle dit om uit te kom met die reukolie vir hulle Jesus. As Jesus steeds dood was, moes ons ook in herinnering hom by sy graf gaan besoek het. Ons sou bloot in verlange geleef het, onthou het, of dalk na al hierdie jare sou ons nie eens gehoor het van wat hy gedoen het nie. Maar die opstanding maak hom baie meer as bloot 'n historiese figuur wat eens op 'n tyd geleef het. Hy lewe nou. Hy is die enigste een wat homself uit die dood uit kon opwek. En sy storie leef voort in hom en in sy mense. Tog gaan soek ons hom in die graf. Hoe doen ons dit? Ons soek Jesus op plekke waar hy nie meer is nie. In ou gewoontes, in vervalle idees, in verwagtinge wat nie meer werk nie, en sekerhede wat nie meer sin maak nie. Ons soek hom selfs in weergawes van wie hy is wat hy nie is nie. Hy is nie bloot vlees en bloed nie. Hy is nie beperk nie. Hy is nie gebroken nie. Hy is nie verbonde aan ons konsepte van tyd en spasie nie. Hy is meer. En Jesus kom na ons met 'n borrelende energie en 'n opgewondenheid oor 'n merkwaardige toekoms en 'n kosbare hede. Hy gee vir ons die nuus: jy soek my op die verkeerde plek, kom uit jou doodsheid uit. Ek's hier. Die graf is oop. Jy sien, so nodig as wat Jesus se lyding en dood was, het hy altyd geweet dat die storie nie daar kan stop nie. Daar is ook nuwe lewe deur die opstanding en hier as nuwe mense in 'n nuwe realiteit is ons aangeraak deur die opstandingskrag. Hier ontmoet die Heilige Gees ons ook op 'n nuwe manier. Waar nooi Jesus jou om raak te sien dat hy lewe? Dalk nooi hy jou om hom toe te laat dat hy jou gedagtes vernuwe en ou patrone aan hom oorgee. Dalk nooi hy jou om te vertrou dat sy krag genoeg is vir wat jy nodig het, vir wat vir jou onmoontlik lyk, of wat jy so maklik dink jy self moet en kan beheer. Dalk nooi hy jou om te besef dat vriendskap met hom moontlik is, want hy is teenwoordig in jou lewe, hy is naby, hy is toeganklik, en hy is gretig om in verhouding met jou te wees. Dalk nooi hy jou om jou hartseer en jou hopeloosheid met hom te deel. Want omdat hy opgestaan het, kan hy na jou luister. Hy wil na jou luister. Hy ken jou en hy sien jou. Jy is nie alleen nie.
Sy kruisiging en opstanding spreek van sy diep liefde vir ons. Henry Nouwen het geskryf, Jesus presents to us the great mystery of the descending way. It is the way of suffering, but it's also the way to healing. It is the way of humiliation, but also the way to the resurrection. It is the way of tears, but of tears that turn into tears of joy. It is the way of hiddenness, but also the way that leads to the light that will shine for all people. It is the way of persecution, oppression, martyrdom, and death, but also the way to the full disclosure of God's love. Ons hoef nie vas te hak by net die een deel van hierdie misterie nie. Ons hoef Jesus nie meer in die graf te gaan soek nie, die klip is weggerol, die graf staan oop. Sy liggaam is nie daar nie. Hy lewe en ons lewe saam met hom. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Omdat hy ons liefhet, kry ons die geskenk van nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons gaan roep by die plekke waar ons verlore en alleen voel. Dankie dat U ons sien waar hartseer ons oorweldig. Dankie dat U ons kom haal waar ons verdwaal. Here, dankie dat U nie moet opgee as ons nie verstaan of sien nie. Ons wil meer van die lewe saam met U as opgestane Jesus ervaar. Here, laat ons U nuus hoor en sien dat ons U kan vind. Here, laat ons dan soos die vroue U woorde onthou en gaan vertel. U het regtig opgestaan. Amen.